Is dit? Nee, glad nie. Hallo Stompa. Hoe gaan dit met jou nie? Goed met jou? Ek sê hierdie komputers het te min slingers. Ons is gewoond aan slingers. Ja, ek is kwaai gestrem met die goed hoor. Ek ook maar. As Ja. ons bietjie kan aanskuif om Janie na jou eie loopbaan. Ek skat dit was seker maar net soos jy genoem het, dit was maar net natuurlik geweest siene dat jou oom gery het, dat jou pa gery het om ook in hulle voetspore te volg. Na die belangstelling wat hulle eerstens seker by jou geprikkel het en die sukses wat hulle behaal het. So was dit ek skat was dit 'n baie natuurlike oorgang geweest of was daar 'n bietjie ekstra druk want nou weet mense van hoe Chris Visser senior gery het en van Moff Visser en Andries Visser en was daar 'n bietjie ekstra druk geweest toe jy jou eie loopbaan begin het? Ag nee, Isak, ek glo nie. Want as jy vat die voertuie waarmee ons begin het, ek meen ons het maar van die skrap wat jy hier kon in die hande kry, jy 'n ding gebou van self. Jy kon nie 'n nuwe ding koop en sommer net gaan ry nie. So nee, ons het maar lang jare gespook om iewers te kom. Ons het ek dink ek het in 1989 my eerste rally gery hier op Gysdorp. Dit was ook nog 'n Stelleland event, regional event geweest wat ons toe klaar gemaak het. En toe, wanneer was dit 91? Toe het ons nou sommer met daai selfe ou flenterbakkie al die nationals gaan ry, Barberspan, Mafeking, Botswana of toe was die 1000 in Vryburg. Ja, toe het ons in Vryburg die 1000 gery. En ek weet nie of julle al van hom John Salters gehoor het nie. Hy was daai tyd die Clerk of the Course en hy was Toyota se motorsport bestuurder ook geweest daai tyd. Toe vra ek hom eers om John, hoe lyk dit, kan jy ons 'n bietjie help met 'n borg nie? Hy sê ja, ek sal julle borg. Hy sê as julle die wedren klaarmaak, sal ek julle inskrywingsgeld vir julle terugbetaal. Ek sê nee, okay, dit sal help, baie dankie. Ag nee, ons kon nie die wedren eers klaarmaak nie. Almal het bly staan en dit was 'n gemor. Ja, maar wat so het ons maar opgekom en ag dit het baie jare gevat. Want dit vat maar baie jare om nou eers die regte voertuig te kry en hierso in wanneer was dit omtrent ja, laat 80s. Het ek so 'n Hilux 4x4 gekoop. En nou toe dit nou begin beter gaan en ek dink in 98 toe was ons ja, ek dink derde overall op die Toyota 1000 daar in Botswana gewees en so rukkie daarna toe het ons nou die 2.7 Hilux en ja, toe gaan dit nog beter. Ja, toe die dinge begin aan mekaar kom. Ja. Nee, fantasties. En in 2010 het jou jonger broer Chris Visser en Japie Badenhorst die nasionale kampioenskap gewen. En wat interessant was dit is as 'n privaat inskrywing, so dat al die fabriekspanne uitgestof in daardie jaar en so vraag ek waar in die daaropvolgende jare in 2011 het jy self die nasionale kampioenskap gewen met Joks Leroux as jou navigator. So ek skat om sodoende ten minste te verseker dat die kampioenskap trofee in die Visser familie bly. Wat weer eens daardie nasionale kampioenskap oorwinning so besonder gemaak het, is dat julle dit reg gekry het as 'n privaat inskrywing teenoor al die groot begroting fabriekspanne. So vertel ons bietjie van daardie kampioenskapsjaar waar julle op die ou end geseëvier het en met ten spyte van die kompetisie van die fabriekspanne. Ja, Isak, dit was 'n jaar van baie, ek sê eerstens baie genade van bo, want ek meen ouetjie wat ons kaliber wat nie finansiëel so sterk is soos die fabriekspanne nie. En ek meen dis die eerste jaar wat ons in daai klas deelgeneem het. Ek was bevoorreg om die bakkie in die hande te kon kry of kon koop by Toyota Motorsport. Ek dink ek kan nie onthou was dit Anthony of Duncan Vos se bakkie gewees nie. En toe ry ons nou die eerste jaar in, ek moet sê ou John Els, hy het die bakkie vir ons voorberei en ek moet sê hulle werk was presies. Dis ook 'n ding wat 'n groot voordeel was wat ons gehelp het en hy het die vorige jaar aan Chris se bakkie ook gewerk en toe in 2011 toe het hy nou in ons albei se bakkies en ek kan nie onthou daar was nog bakkies by hom en hulle werk was uitstekend. En ek meen die eerste rally toe ry ons nou daar by Darling en hier is ons nou sommer derde. Dit was vir ons nou 'n groot 'n groot storie gewees.
En ek meen die toppunt van daai jaar was vir my die Toyota 1000. Ek meen Chris het gewen en ons was derde om saam op die podium te wees. Dit was 'n groot voorreg om dit was die eerste en die enigste keer wat dit gebeur het. Maar dit was 'n groot oomblik vir ons gewees as familie saam. En ja, ons het ja daai jaar ons het nie een wedren gewen nie, maar ek dink ons het 3, as ek reg kan onthou, 3 podiums gehad en ons was die hele jaar ons onder die top 6, 7 gewees en ja, by die laaste wedren, ek dink daar was 6 of 7 ouens wat die kampioenskap kon wen. So dit was maar dit was maar 'n toetsek vir jocks nog. Ag, wat jong, ek glo nie dit sal gebeur nie, maar ons ry maar soos wat ons kan. En ons het ek dink ons het 7de of 8ste weggetrek na die time trial daar by die Magalies. Dit was die laaste reis. En yes, ek weet nie wat het fout gegaan met die ouens nie. Hulle het gebreek en verkeerd gery en na die eerste lap toe ons inkom, toe is ons voor en Hannes is tweede. En hier's ek sê vir Jocks, ja, nou moet ons maar aan die pad bly. En jy sal nie glo nie, so 6 kilos van die einde af, toe kry ons 'n papwiel. Ek sê ek kan nie verstaan nie. Ons het niks raak gery nie. Hier word die wiel nou pap. En so 3 kilos voor die einde nog 'n papwiel. En ek sien nou Hannes, hy druk en hy kom en sy stof kom. Ek sê vir hom, ja, ek kan nou maar net so vinnig ry met 2 papwiele. Jy kan nou nie vinniger as dit ry nie. En ag, hier's 'n kilometer voor die einde toe sou Hannes nou by ons verby en nou ja, daar maak hy toe voor ons klaar en ons stap toe maar daar rond en ek stap daar. Bella, ek dink sy het nog gehelp met die scoring of iets. En nou Bella sê vir my, hier, so Janne, julle het dit gemaak. Ek sê, waarmee? Sy sê, nee, julle het die kampioenskap gewen. Ek sê, regtig? Sy sê, ja, nee, regtig. Nou ja, dit was 'n groot oomblik. Ek kon dit nie glo wat sy vir my sê nie. Ek het nou gedog ons moet wen om die ding te kry, maar die tweede plek was toe goed genoeg geweest. Yes, Ja, nee, dit was dit moes 'n fantastiese gevoel gewees het en dan ook nee, dit was. Nee, dit was 'n groot oomblik geweest. jy Ja. genoem van Chris, jou jonger broer wat toegery het vir die Ford fabriekspan. So hoe was dit geweest om teen hom deel te neem, maar ook weer Toyota teen Ford? Was dit 'n hoe was die braaivleisgesprekke, die braaivleisvuurgesprekke geweest na daai wedrenne? Ja, dit was lekker, dit was interessant geweest. Kyk, as jy 'n drive kry, kan jy nie sleg praat van 'n kar nie. En hy het 'n goeie kar gehad, 'n baie goeie, maar toevallig met daai wedren, ek wonder of hy 20 kilos gery het, toe daar fout gegaan met die engine. So toe's hy nou uit die championship uit in elk geval. Maar ag dit het nie baie geplan nie. Ons het nooit kyk, ek het ook nie met hom gekompeteer nie. Want hy was baie vinniger as ek. Hy het kansse gevat wat ek nie vat nie. So nee, hy was baie vinniger as ek en ag hy het 'n vinniger voertuig ook gehad as ek, definitief. En soos jy genoem het, ek meen dit was op 'n era waar die fabriekspanne wat almal daar gewees. Hannes Grobler het toe saam met Henny Derstege gery. Ek weet hulle die eerste wedren wat jy genoem het daar in Darling het hulle gewen en die laaste wedren gewen. So die kompetisie was straf geweest deur daardie jaar wat julle op die ou die kampioenskap gewen het. Maar dit moes tog baie bevredigend geweest het om te sien dat weet as 'n ou konsekwent is, weet dan kan jy die knoop deurraak. Seker ook 'n goeie les vir vandag se deelnemers om weet te kyk na die belangrikheid om weet konsekwent te wees. Ja, nee, dis is definitief. Nee, soos ek sê, jou kar moet reg wees en jy moet 'n goeie pas die hele, sal maar sê 400 of 500 km kan ry. Jy moet nie eers nou as ek op die begin as ek vinnig en dan word ek nou moeg en dan word dit nou al stadiger en so jy moet die hele pas kan volhou. Want ons het soos op die 1000 oor die 2 dae het ons tye 3-4 minute verskil oor die 2 dae. So dis maar die ding om 'n pas te kan hou. Dis die belangrikste ding en jou kar moet reg wees. En jou kop moet ook reg wees. Ja. Het oom hulle saam gery saam met Chris saam in 'n bakkie deelgeneem of nie? En dan die ander vraag is
Ons het laasweek so 'n bietjie gesels ook dan met oom Cassie. En oom Cassie was so lief vir Fred, die reisies bakkie Ja, Fred. En ja. ek weet oom het self met Fred gery. So Ja. ek wil weet hoe het oom vir Fred ondervind en weet oom dalk waar is ou Fred? Ja, jy sal nie glo nie, ek het hom gister gesien. Maar kom ek eers by die begin. Ek en Chris, toe ek begin ry het of nie in die heel in die begin nie. So 1, 2 keer het ek hom gevra om saam met my te ry. Toe ek het met daai blou Land Cruiser wat my pa oorspronklik gery het ek op 'n stadium teruggekoop en oorgebou en toe sê ek een keer by die 1000 nee kom ry bietjie saam met my. Toe het hy saam met my gery en ag ons het goed gedoen en klaar gemaak. En toe hy met die 2.7's gery het, hy het een ek dink by die Birkins gekoop of by Box, ek kan nou nie onthou nie. Toe vra hy weer ek moet saam met hom die 1000 gaan ry. Toe het ons ook die 1000 gaan ry, maar toe die radkas ingegee. Maar dit was nie baie lank wat ons saam, so 1 of 2 wedrenne wat ons so saam met mekaar gery het. En ou Fred, ja, dit was 'n ongelooflike kar. Ek het hom gekoop by die Kamfer, Gerard en Wiek Kamfer. Maar die engine was uitmekaar uit en ek vra toe vir ou Jokes of sal hy my help dat ons die ding in mekaar sit want dit lyk vir my na 'n nagmerrie. En ons het maar hier by die stoor begin en die ding in mekaar gesit en ons trek hier weg. Ek sê nee, dis ongelooflik. Jy kan nie glo dat 'n kar so kan hardloop nie. En ja, toe het ons met hom bietjie gery, toe Jok saam met my so 'n bietjie gery en toe het 'n ander ou weer saam gery en toe het ek hom verkoop en toe het ek nou daai 2.7 Hilux gekoop. Ja, dit het toe goed gegaan, maar ou Fred is nou hier in Lichtenburg, daar by daai Lawrence van TMT Auto Electric. Toe vra ek vir hulle nou, wat gaan aan? Hoekom ry julle nie die ding nie? Sê hulle nee, hulle is nog besig, hulle is nog maak nog reg en so aan. Maar hy is hier in Lichtenburg. Ek het hom gister gesien. Ja, en nou Cassie, ek en nou Cassie het lekker saam gery. Ons het saam in klas E ook deelgeneem. En ons het ook baie sports gehad saam met hom en nou Okkie en baie jare lank saam gery en baie sports gehad. Die oom Cassie het nogal gevra na waar oom Fred waar Fred is. Jy weet, hy het ook Ja, twee ja. dinge van daardie bakkie. Ja, dit was 'n goeie kar op sy tyd gewees. Ja. Was daar sekere wedrenne wat meer besonders was of meer aantreklik was as ander en ook was daar wedrenne wat dalk nie jou styl kom ons sê lekker gepas het nie. Ag ek het die Babo span geniet, maar die lekkerste vir my was die Toyota 1000 in Botswana of in Vryburg, dit maak nie saak nie. Omdat dit so lank was. Kyk hoe langer 'n wedren vir my is, hoe lekkerder is dit en hoe beter kans het jy om goed te doen. Ons het altyd goed gedoen in Botswana. En tensy die bakkie nou heel skeef of gebreek het of iets, dan jy nou maar probleme, maar ek meen oor die algemeen het ek gehou van Botswana, dit was lekker geweest. Die terrein, ek hou ook van die sand. Ek dink sand is lekker en dis nie so kwaai op 'n voertuig nie. En as jy daar net in die pad kan bly en kan uithou, dan gaan dit gewoonlik goed, ja. Oom Janie Ja. sê vir my dan nou in oom se hele rally loopbaan van kindsbeen af tot nou toe wat oom alles ondervind het. Wat sou oom wil verander? Wat sou oom wou verander in die organisering en van die karre, hoe dit nou ontwikkel met die jare, sou oom wou gehad het, dit moes dalk nog bietjie plaasbakkies gebly het of is dit 'n goeie ding dat ons so vinnig ontwikkel en dan maar meerendeels oor die organisering sou oom dit Ja. kon bietjie verander het, laat dit beter gewees het, soos byvoorbeeld bikes en karre nog steeds saam of te vra. Okay. Ag kyk, die bike en karre ding saam is dit het goed gewerk, maar dit was gevaarlik. Kyk, daar het mense dood gegaan en dit is onnodig. En al het jy dit hoe veilig gemaak, dit gebeur en dis maar hoekom hulle dit gestop het, so daaraan kan ou nie eintlik iets doen nie. Tensy die een klomp klaar ry en dan die ander, maar 'n naweek is net te kort vir dit. So en die karre se tegnologie het vir my heeltemal te vinnig vooruit gegaan.
En kyk, daai tyd toe ons nou die kampioenskap gewen het, toe dit nou die SP klas was. Ek meen daar was 20 in 'n klas gewees. En daar was nog D's en E's en ek meen hulle was ook 10, 15 karre in 'n klas. En ek dink ek meen dis nou nie vir my om te sê nie, maar die Dakar dink ek het die karre te vinnig laat vooruitgaan en almal het vir daai mark gegaan. Ek meen kyk nou op nationals, daar's nie meer D's nie, daar's nie meer E's nie. Kyk 'n SP of 'n T-klas, daar's eintlik nie eens meer T-klasse nie. So vinnig het die ander vooruit gegaan. En dis eintlik sleg vir die, hoe sal ek sê, vir die binneland of vir die regional kampioenskap. Ek meen daai karre kom nou by die regionals ook in. Die D's en E's raak maar min op die regionals ook. En ek dink dis hoekom, want almal kan nie daai karre bekostig nie. Dit raak heel onbekostigbaar. En ek meen ons het tye gehad waar ons 120 karre op 'n startlyn gehad het. En dis nou sonder motorfietsse, net karre. Ek meen en nou kom jy by 'n national event, dan's daar 30 of 35 karre. Ek meen vir 'n privateer kan nie daai goede, daar is privateers wat dit doen, ek haal my hoed af vir hulle. En good luck vir hulle. Maar ek meen die fabriekspanne het daai tyd nog in 'n mate die klas D's en E's gehelp finansiëel en parte en ek meen Toyota, ek ken nie die ander companies nie. Ons het nou gesien maar by Toyota, hulle het elke jaar 2, 3 nuwe bakkies gebou, dan het hulle om 'n jaar of 2 gery, dan is daai bakkies te koop, dan kon die regional ouens hulle koop en aangaan weer. En ek meen daai goed, dit gebeur net nie meer nie. Of daai tweedehandse bakkies wat hulle nou in die mark sit, ek meen daar's min privateers wat hulle nog kan koop. Hulle is nog so duur. Jy moet met euros koop as jy wil koop om Ja, jy moet met euros koop. Daar's nie meer ouens hier in ons, sal maar sê, streek wat daai goed kan koop nie. Dis net heeltemal onmoontlik. Ja, nee, ek moet sê die sport van rally ride het nogal ewiglik ontwikkel en ek dink ja, Dakar het definitief 'n rol daarin gespeel. So aan die een kant kan my sê dit is opwindend, weet as jy kyk na die ontwikkeling van die sport, weet op 'n aanskoulike vlak en dis ek maar soos met baie motorsport, weet kategorieë waar dit dan buite bereik raak van die privaat mark. Ek wonder baie keer of dit nie gaan aanleiding gee tot 'n goeie gesonde streekskampioenskappe waar daar dalk bietjie meer beperkings kan ingestel word op die voertuie wat kan deelneem en weet dat ouens kan sien maar dit is dalk nog bekostigbaar. Ja. Nee, dit is so, want jy sien ek dink daai ouens hulle is ongelooflik, maar die kar is net so ongelooflik. Ek meen wat hy met die kar kan doen, die kar kan dit hanteer enigiets wat na hom toe gegooi word. Ek kyk in daai ou karre wat ons deur die tyd gery het, as jy 'n foutjie maak, dan is dit verby. Hierdie karre kan jy 'n foutjie maak en die kar kan dit hanteer. So dis maar wat die verskil kom. Ek dink as jy nou kan kies en sê almal 'n klas D of 'n E bakkie koop en almal ry in dieselfde, dan gaan jy nou heeltemal 'n ander storie sien. Wie nou kan ry en wie nie. So dis maar want jy met die kar kan sorg en jy moet kan ry ook. So dis maar die ou tyd het dit altyd so gewerk, want almal het maar plaasbakkies gery of dit was maar meestal plaasbakkies. So want jy het maar Gabriel shocks ingesit, dis al wat daar was. Ja. So bietjie as mens 'n bietjie kyk na die veral met die Dakar wat nou baie blootstelling het, maar ook nou die wêreld rally ride kampioenskappe wat verlede jaar in Suid-Afrika was en ek hoop dat dit volgende jaar weer hier aangebied gaan word. So dis 'n goeie platform vir die plaaslike talent om dan hulle staal te wys teenoor die internasionale deelnemers. Wat is jou gevoel, wat is jou indrukke van die kom ons sê die huidige talent in Suid-Afrika? Beide weet kom ons sê die deelnemers, maar ook die groot rol wat die voertuigontwikkelaars en vervaardigers speel in die wêreld op die wêreldterrein. Nee, ek dink ons voertuie vergelyk goed met die res van die wêreld. Ek dink ons is van die beste. As jy nou vat, ons het nou al 'n wenne gehad in tweede en derde plekke en ons het die drywers ook wat dit kan doen.
So ek glo nie met die voertuie of met die drywers is daar 'n fout nie. Ek dink nou maar net vir die plaaslike deelnemers, hulle moet dit eintlik maar vir die plaaslike ouens maar maak. Hulle moet eintlik verniet sommer hierso ry. Dit gaan ons nou die ouens bietjie motiveer en bietjie ek dink hulle inskrywingsgeld en al daai goed is duur en ek sou sê hulle moet vir die plaaslike ouens dit nog meer aantreklik maak om hier te kan deelneem. Ja. So om mee af te sluit, Janie, ons weet dat rally ride is 'n baie hoë druk motorsport met baie stres en fokus. Ek dink veral in daardie kampioenskapsjaar was dit seker baie duidelik geweest as ou begin kyk na die kampioenskappe, maar is daar dalk 'n staaltjie of twee van 'n kom ons sê meer 'n snaakse insident wat jy met ons kan deel? Man, ja, daar was nogal baie. Ek moet nou dink wat mag jy vertel en wat nie. Ja, ons het een keer ek en Jokes, ons het met daai 2.7 Hilux gery in Botswana en toe breek die steringboks se een bout op die chassis af. En toe is daar nou net 3 en die ding begin toe nou losgaan. En ons kry toe 'n ander bout, maar ons het nie so groot, ek dink dit het 22 spanner nodig gehad om hom vas te draai. En ons het toe nou nie so 'n saai spanner nie. Nou ry ons maar, dat ons kyk of kry ons maar mense langs die pad. Nou ry ons rustig so deur die bos en jy sal nie glo nie. Hier spring 4 girls voor ons uit en hulle flash vir ons. Jesus, en ons stop net daar. Want ons soek nou eintlik 'n spanner. Nou weet ons hier's nou mense en die girls hardloop sommer weg. Ek sê nee, moenie weghardloop nie, kom hier so, ons soek 'n spanner. En ons kry toe nou 'n spanner en ons maak die ding vas en die een sê, jy sê oom, ek wou nog altyd met so 'n bakkie gery het. Kan dit aan nie 'n kans dat ons bietjie saam oom kan ry nie? Ek sê ja, kom, ek vat julle gou vir 'n draai. Nou sit ek en Jokes en die een sit in die middel tussen ons twee. En die bakkie het so 'n knop gehad hier in die middel waar jy start. Nou sê ek vir haar, jong, maak net jou bene oop, ek wil start. Want die knop sit daar onder op die vloer. En so klim sy nou in en ons sit aan die go en daar gaan ons en ons vat daar so kilometer op die roete. Nee, sê sy, dis ongelooflik. En toe kom ons nou maar so deur die bosse weer terug om haar nou terug te bring. Ons kon nou nie alweer op die roete ry nie. En daar weer afgelaai en toe is ons bakkie weer reg en dan gaan ons weer. En jy sal nie glo nie, daai selfde die volgende dag ry ons in so ons was seker so 100 kilos van die einde af. Toe sê ou Jokes vir my, "Jesus, Jannie, jy sal my nie glo nie, maar ek het nou 'n nommer 2. Ek wil nou 'n nommer 2 doen." So toe moes ons nou net daar sit nou, tot ek en wag vir ou Jokes en so kom een na die ander ou by ons verby. En toe hy nou maar klaar is, toe gaan ons weer, nou maak ons maar die rally klaar en ja, so het dit gegaan. Ja. Ja, Ek dink hulle toe nou weer per ongeluk toe nou weer by die girls gestop. Nee, ons het hulle nooit weer gesien. Ag, maar dit was lekker jare. Ek moet sê al die vriende en die kennisse wat jy gekry het so met die jare, dis iets wat jy nooit weer sal kry nie of sal kan raakloop nie. Dis maar almal met dieselfde belangstelling en almal praat dieselfde taal en dis wat dit lekker maak. Kom Janie nou toe terwyl 'n ou in 'n racing car is, dis nie daarom net die heeltyd ernstig nie. Terwyl 'n ou ry, lyk dit daar by oom hulle maak oom hulle 'n grap of 2 of lag julle so nou en dan. Ja, ons het baie ek en nou Jokes het baie grappies gehad. En ja, kyk ons bietjie beeste op en kyk hoe lyk die ouens se milies langs die pad. Ja, nee, ons het baie grappies gehad. En partykeer is daar maar dan daar 'n cautionkie wat hy nou nie raak gesien het nie. Dan sê ek, "Hier Jokka, nou wat nou? Nee, sorry man." So nee, dit sulke goedjies gebeur maar nee, dit was lekker. Ons het nou ek en my neef Johannes Bester, jy ken hom Stompie. Ja, in die begin jare toe die 1000 nog hier in Vryburg was. Ek weet nie julle dalk daai klips op Facebook gesien. Ons het so 'n rooi bakkie gehad daar in die Mashouing rivier.
Dit was net 'n tweewiel bakkie en ons het maar gesukkel om oor die weg te kom. En toe het hy later agterop gestaan en spring. Dat die bakkie net moet traction kry. Laat ons kan deur die rivier kom. Ja, so sulke goed gebeur maar. Deesdae mag jy dit nou nie meer doen nie. Jy mag nie meer uit 'n voertuig uitklim as jy ry nie. So nee, dit sal nie weer gebeur nie. Janne, ja, ek het al videoklips gesien van karre wat se wiele af is en dan met die navigator op Hoe die so op die ander hoek agterkant sit. laat hy Ja, of waar ook al hy moet sit, laat die kar bietjie Dat balance, hy net laat hy kan- daai hoek ligter maak. ja, En, ja. Nou laat ons so praat, dit was nie baie jare terug nie, het ek 'n videoklip van NASA hulle ook gesien, toe het hulle, ek dink hy het net met 'n Hilux begin ry, toe het hy ook 'n wiel afgery en toe het hulle hom so aan die een kant met klippe gelaai. Is O, dit ek het so, onthou ja. Ja. laat hulle die kar kan ligter maak en die navigator het ook nog daar gesit. So, Ja. maar nou mag ou dit nie meer doen nie oom. Nee, ek glo nie. Ek weet nie as hulle dit op die Dakar gedoen het, mag jy dit seker nog doen. Ek weet nie. Wat Ja. sê die reëls deesdae nie, ja. Ek dink hulle het seker 'n redelike penalty of iets gekry vir Ja, dit. ja, hulle kon dalk. Ek glo so. Want vandag is daar so kameras in die bakkie, as jy nie oordentlik vasgestrap is voor jy wegspring of as jy te vroeg losmaak, dan kry jy 'n penalty. Hulle kyk nou vir jou alles wat jy doen. Ja, dis eintlik ongelooflik. Die tegnologie wat hulle gebruik om die sport so veilig as moontlik seker te maak. Ja. Ek weet nie seker maar die rede daarvoor. Maar ja, nee, dis maar so. Wat sal ou daaraan kan doen? Ja. Dit gaan maar saam met die tyd. Nee, dit is waar, maar ja, dit bring ons aan die einde van die Rally Ry Dagboek se episode vir hierdie keer. Net weer eens baie dankie aan oom Janie Visser vir sy deelname en al die stories en interessanthede wat hy gedeel het. En ook aan my baie talentvolle mede-aanbieder Stompie Meinhard. Baie dankie Stompie. En dankie ook aan al ons luisteraars. Ja. Dankie ou Tak en dankie ou Stompie. Dit was lekker geweest, hoor. Dankie vir oom Janie en dit is 'n groot voorreg om met oom te gesels. En ek hoop ons kan nog baie stories deel in die toekoms wat kom ook.